Ek is baie beïndruk met julle, hoor. Ek het gewonder hoeveel mense gaan vanmôre hare was met 'n emmer. Dis van 'n bylers. Nou, hulle sê mos, wat is die identiteit van 'n byler? Hy slaan sy eie naughty pine en hy werk aan sy eie fort. Ja. Maar ja, baie welkom aan elkeen van julle, baie welkom aan julle besoekers, baie welkom aan groot vriende aan my, en dan Dominee Niels, ja, en die van julle wat nie weet nie, en dis ons verjaarsdag, ons is 1 jaar oud, kom ons gesaam. En Dominee Niels gaan ons later vanoggend voorgaan, want hy het 'n pad met ons gestap, saam met die Here verseker, hy was ons mentor as kerkraad, en hy het ons gelei, en ons is vandag hier waar ons is, net deur God se genade. Maar ek wil hê jy moet saam met my stil word vanoggend, en ek wil jou groet met die volgende woorde. Genade en vrede aan julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, ja, van die Here Jesus Christus, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die betroubare getuie, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Vriende, ons gaan dinge so 'n bietjie andersters omdoen, so ons gaan vanoggend begin met die nagmaal, waar ons saam by die tafel gaan sit, so die mense wat vir ons die nagmaal moet bedien, kan hulle na vore toe kom asseblief, dan kan ons die dinge gereed kry. Staan skuldig voor U, Heer, voor U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. Vriende, ek vergeet om te sê dat die binneste ring is druiwesap, die buitenste ring is wyn, en ons gaan almal saam nagmaal gebruik. Ja, maar ek het vergeet om dit te sê, so hou dit weer saam met jou, en dan gaan ons gesamentlik nagmaal gebruik. Skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my.
o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Want ek wil weer vlekloos voor U staan. Is daar enigiemand wat dalk oorgeslaan is? Daardie ongemaklike stiltes. Partykeer is dit goed dat ons net stil word, want ons lewens is so besig. Dit is so ongemaklik, as ons net vir 'n oomblik moet stil sit in haar stilte. Miskien is dit nodig om partykeer stil te wees, net weer die erns te wil hê. Te besef maar, wat doen ons vanoggend hier? En ek en jy kan
vinnig na die kerk toe kom, en dis wat ons soveel keer doen is, ons vat 'n broodjie en ons vat 'n kelkie, en dis verby. En dan as ons kyk na die Here Jesus, dit was 'n ete wat hulle gehad het, ete wat hulle saam gehad het. Hulle het om 'n tafel gekuier, en as jy gaan kyk na die Here Jesus, hoeveel keer het hy nie by 'n tafel gesit nie? Want hoekom sit hy by 'n tafel? Ek wil met jou gesels. En dis sy tafel waar jy vanoggend sit. En ek wil hê jy moet saam met my die volgende. Hoor die woorde wat Paulus skryf, en ek is lief vir Paulus se woorde. Hy skryf dit in die derde persoon, want dis waar ek en jy vanoggend sit, plek van ons sit en ons vertel vir mekaar wat het gebeur. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê: dit is my liggaam, ter wille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. En ek wil hê jy moet saam met my die brood vat as sakrament en teken van die liggaam van die Here Jesus Christus. Terwyl jy sit en besef, maar waarmee is ek besig? Wil ek vir jou Jesaja 53 voorhou, nie die hele hoofstuk nie, maar Jesaja 53 sê baie duidelik, Jesus se liggaam is gebreek vir my en jou sonde. Jesus se liggaam is gebreek vir my en jou tekortkominge. Die Engelse Bybel sê sy liggaam is gebreek vir ons inadequacies. En hoeveel het ons nie elkeen nie, as sy liggaam is daar. En die mooiste van alles hier waar jy vanoggend sit en jy vat die brood en jy vat die wyn, dan sê die skrif hierso, doen dit om my in herinnering te bring. Jy's besig met iets groots. Jy's besig om die Here Jesus in herinnering te bring. En ons sal hom nie vergeet nie. Ek wil verder gaan met die skrif wat hy hierso uit 1 Korintiërs 11 vers 25. En hoor baie mooi, want hulle was besig met 'n ete. Dit was iets wat hulle almal saam geniet het. So ook met die beker na die ete, met die woorde: hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En ek wil hê jy moet saam met my die beker vat. En as daar enige iemand is wat graag die beker wil hê, gee my net 'n aanduiding. Ek wil jou iets deel mee in Levitikus 17, was daar iets wat God al vir Moses gesê het. Hy het toe al vir Moses iets geleer. En hoor dan, God sê vir Moses, die lewe van 'n liggaam is in die bloed. En hy gee vir ons daardie bloed tot versoening. Dis wat jy vanoggend kry. Jy sit by die Here se tafel vir versoening. En dan is daar 'n groot ding wat jy doen in hierdie skrif wat Paulus hier skryf. Hy sê, verkondig julle die woord, die dood van die Here totdat hy kom. Deur net te doen wat jy vanoggend gedoen het, verkondig jy God. Erken jy hom vir wie en wat hy is en in jou lewe. Daarom voel ek dit is ernstig dat jy besef, maar by watter tafel sit ek vanoggend en saam met wie sit ek aan hierdie tafel? Enige iemand vir die beker, net seker maak. En dan wil ek hier moet saam met my wees, want dis wat die Here Jesus ook gedoen het, hy het gebid aan tafel. So kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U. En ons sit aan 'n tafel, 'n heilige tafel. U tafel. Ons sit vanoggend aan 'n tafel wat U gedek het. Ja, U het hierdie tafel gedek met U liggaam. Met U vlees, met U bloed. Dit gee vir ons rustigheid om te weet, maar dis die God wat ons dien. Dis die God se eienskappe. Die enige ware God. Die groot ek is. Ons dank U, Here, vir hierdie sakrament
wat U vir ons bring, elke keer, en U teenwoordigheid. En ons gebed is ook waar ons hier sit, dat U vir ons vanoggend 'n woord sal bring, 'n woord wat ons elkeen nodig het, en dat dit aan ons harte sal kom lê. Amen. Dominee Niels, ek moet daarom iets sê. Dis my mentor hierdie, die ons seker maar nader stap. Dis my vriend. Maar elke keer onthou julle in die afgelope paar jaar, toe ek nog nie predikant was nie, en ek mag nie nagmaal bedien het nie, het hy vir ons nagmaal bedien. Ons is baie dankbaar daarvoor. En toe ons die reëling so vandag tref, toe sê ek vir hom, Niels, ek gaan vir die eerste keer die nagmaal aan jou bedien. Wat 'n voorreg, en dankie Niels. En ons is baie opgewonde om te hoor wat jy het om vir ons te deel. Dis 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Ek sit met 'n paar probleme. Die een is, my ore raak oorbevolk. Want ek het nou 'n bril, ek het nou gehoorstukkies, en nou moet ek nog hierdie ding boop sit. So as my bril skeef sit, daar's 'n rede voor. Ek wil vandag saam met julle gaan kyk na Handelinge 2. So julle kan in julle Bybels gaan kyk na Handelinge 2, maar ek wil ook vir julle sê, dat vanoggend se diens gaan in 'n baie spesifieke sin 'n saamflansing van 'n paar preke wees. As ek dit reg doen, sal dit nie 'n baie lang diens wees nie. As ek dit verkeerd doen, gaan julle middagete mis. Ons gaan Handelinge 2 lees. Ons gaan lees Handelinge 2 van vers 1 af. Net voordat ek dit lees, die evangelie volgens Lukas. Lukas was 'n mediese dokter, en ek het altyd gedink, mediese dokters was nog van altyd af grand ouens. Hulle was slim, dit weet ons, maar in die tyd van die Bybel was die meeste mediese dokters slawe gewees. Hulle was slawe wat gewerk het vir 'n ou, en hulle moes die ou gesond hou. Lukas het sy evangelie geskryf in 2 dele. Die woord evangelie beteken goeie nuus. So die eerste deel van Lukas se goeie nuus vir ons is die evangelie volgens Lukas. Dit gaan oor die werk wat die Here Jesus gedoen het toe hy hier op aarde was. Die tweede deel van die evangelie van Lukas is die boek Handelinge van die Apostels. En dit gaan oor die werk wat die Here Jesus nog steeds doen, maar hy doen dit deur die mense wat hy uitstuur om die wêreld nuut te maak. Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Die Bybel sê vir ons in Handelinge 1 vers 15, dat daar omtrent 120 gelowiges bymekaar was. En hulle het gebid. Hulle bid al die laaste 10 dae. Die Here Jesus het 40 dae nadat hy opgestaan het uit die dood uit, het hy opgevaar hemel toe. Hy het vir sy disippels gesê, bly in Jerusalem, bid. En die laaste 10 dae bid hulle al. Vers 10, onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaaslik vra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Nou net interessantheidshalwe, die naaste wat ons aan 'n Galileër in Suid-Afrika sal kom is in 'n Makwalander.
Hulle praat anders, hulle klink anders en oor die algemeen word hulle nie gereken deur die ander mense in die samelewing nie. So, vers 8, hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die tale waarmee ons groot geword het? Ons Parte en Medeërs en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Rome wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Vers 22. Petrus staan op, toe die mense nou dink, hierdie klomp het nou 'n bietjie te veel soetwyn gedrink. Toe staan Petrus op en hy begin verduidelik. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die Heilige Gees is uitgestort en wat beteken dit dat die Heilige Gees uitgestort is? En dan sê hy in Handelinge 2 vers 22, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus van Nasaret was 'n man wat deur God aan julle bekend gemaak is, deur kragtige dade en die wonders en tekens wat God deur hom in julle midde gedoen het. Soos julle self ook weet, julle het hierdie man, wat deur die vaste plan en voorkennis van God uitgelewer is, deur die hand van wettelose mense gekruisig en doodgemaak. God het hom egter laat opstaan van die lyding van die dood, bevry, omdat dit onmoontlik was dat hy deur die dood vasgehou word. Dawid sê immers oor hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterkant, sodat ek nie wankel nie. Daarom juig my hart en jubel my tong. Ja, ook my liggaam sal in die hoop voortleef, want u sal my siel nie aan Hades, dis die doderyk, oorlaat nie, en die heilige nie ontbinding laat beleef nie. U het vir my die paaie na die lewe bekend gemaak. Deur u teenwoordigheid sal u my met blydskap vervul. Broers, wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met sekerheid sê dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. Omdat hy 'n profeet was en geweet het dat God met 'n eed aan hom beloof het, om iemand van sy nageslag op sy troon te plaas, het hy in vooruitskouing oor die opstanding van Christus gesê, hy is nie aan Hades, aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie ontbinding beleef nie. God het hierdie Jesus laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Nadat hy tot die regterhand van God verhoog is en die belofte van die Heilige Gees van die Vader ontvang het, het hy die Gees uitgestort, en dit is wat julle sien en hoor. Vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep getref in hulle harte, en het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle. Bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop, en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Ons gaan net lees tot daartoe. Toe ons op universiteit was, het een van ons dosente het op stadium vir ons gesê, as jy uitgenooi word om te preek in 'n ander gemeente, dan moet jy onthou, jy kan goed sê, en jy moet goed sê, wat die plaaslike dominee nie kan sê nie. En ek hoop dat ons vandag 'n paar goed vir mekaar
gaan sê wat ek dink tog belangrik is. Die eerste ding wat ek tog vir julle wil sê is, ek wil vir julle sê, julle as gemeente is nie 1 jaar oud nie. Julle is baie ouer as dit. Dis 1 jaar sedert julle 'n kritiese besluit geneem het om te sê, ons gaan aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. So vir daai besluit eer ek julle. Dit was great. Maar julle staan in die verlengstuk van wat die Here al duisende jare besig is om te doen, om mense terug te bring na hom toe. Nou kan 'n mens vra, hoe lank vat dit om 'n kerk te bou? Hoe lank vat dit voor 'n kerk kan sê, ons doen oukei? Nou, mens kan 'n klomp antwoorde daarvoor gee. Jy kan gaan kyk na die katedrale wat in Europa gebou is. Party van die katedrale is in rekordtyd gebou. Chartres katedraal in Frankryk is gebou in net 25 jaar. Salisbury katedraal in Engeland is 45 jaar lank gebou aan. Die Notre Dame in Parys het min of meer 'n eeu, min of meer 100 jaar gevat om te bou. En Cologne katedraal het meer as 600 jaar gevat, en ek is nie seker of hy al heeltemal klaar is nie. Maar, die probleem is, dis katedrale en dis nie regtig kerke nie. Op 'n Sondagoggend is hierdie massiewe katedrale met 'n paar funksionarisse wat voor wierook swaai en liturgie lees wat al honderde jare oud is. En die kerk is baie naby aan leeg. Die Here Jesus, toe hy begin het om die kerk te plant, het hy 'n ander plan gehad. Die Here Jesus het gewerk met 'n 3 jaar plan om die kerk net te begin. Ons weet dit, want die Here Jesus het sy eerste preek gelewer toe hy 30 jaar oud was, en die Here Jesus is gekruisig toe hy 33 jaar oud was. So hy het 3 jaar gehad om 'n kerk te begin, om 'n kerk op sy voete te kry. En as 'n mens vra, maar waarmee die Here Jesus begin? Dan begin die Here Jesus met 'n preek. En dis nie 'n preek wat dreig om jou middagete te laat mis nie. Dis een van die kortste preke wat nog ooit seker gelewer is. Sal 'n preek wat die Here Jesus se neef Johannes die Doper voor hom gepreek het. Een sin. Bekeer julle. Want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou wat beteken bekeer julle? Bekeer julle beteken eintlik letterlik net verander van rigting. So iemand wat nodig het om te bekeer is op pad in die verkeerde rigting. Op pad weg van God af. En dan maak hy 'n omdraai en hy is op pad terug na God toe. Alles is nie gefiksie. Alles is nie reg nie. Maar hy is ten minste in die regte rigting op pad. Ten minste in die regte rigting op pad. Nadat die Here Jesus sy eerste preek gelewer het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, met die Here Jesus die leiers van die kerk gaan soek. En die Here Jesus, lees ons in die evangelie van Lukas,
het dwars deur die nag gebid om seker te maak dat hy die regte 12 aanstel. En die Here Jesus, toe hy sy 12 disippels aangestel het, lees ons dat hy dit baie eenvoudig gedoen het. Die Here Jesus het by hulle verbygeloop en net vir hulle 2 woorde gesê: volg my. Niks fancy nie, niks vreemds nie, net hierdie 2 woorde: volg my. As ons gaan kyk na die lewens van hierdie 12 leiers van die disippels, hulle begin nie grand nie, en in die tyd wat hulle saam met die Here Jesus loop, maak hulle verskriklik baie foute. Ons lees dat Petrus die geloofsbelijdenis reg kry, wanneer die Here Jesus vir hom en sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Dan hulle antwoord, hulle sê, party sê is Johannes die doper wat uit die dood uit opgestaan het, party sê is een van die profete. En dan wys die Here Jesus reguit na hulle en hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, is die Christus, die seun van die lewende God. En dan aanvanklik antwoord die Here Jesus om en hy sê, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, Simon seun van Johannes of Jona, want is nie 'n mens wat dit vir jou gewys het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dis nie die rots Petrus nie, dis die rots van die getuienis, is die Christus, die seun van die lewende God. Maar dan wanneer die Here Jesus omdraai en op pad is Jerusalem toe en vir sy disippels sê, ek gaan om gekruisig te word, dan staan Petrus voor hom en hy sê, nee Here, dit sal nooit met u gebeur nie. Dan draai die Here Jesus om en hy sê vir hom, Satan, gaan weg agter my. Want jy dink nie aan wat mense wil hê nie, jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Die leier van die disippels het so van die bus afgeval dat die Here Jesus vir hom moet sê, jy doen die werk van die duiwel. Op pad Jerusalem toe, moet hulle deur 'n Samaritaanse dorpie loop, en die Here Jesus stuur 2 van sy disippels vorentoe en hy sê vir hulle, gaan maak vir my plek reg in hierdie Samaritaanse dorpie. Die Samaritaanse dorpie hoor, die Here Jesus is nie op pad Samaria toe nie, hy is op pad Jerusalem toe, en dan sê hulle, nee, jy is nie welkom hier nie. En dan besluit Jakobus en Johannes, hulle wil vuur uit die hemel uit afbid. En die Here Jesus wys hulle skerp tereg. Hy sê vir hulle, nee, nie so nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor die leiers nie. Dit gaan nie oor die kerkraad nie. Dit gaan nie oor Laurens of Luzaan nie. Dit gaan nie oor my, wat skynbaar nou 'n mentor is nie. Dit gaan net oor die Here Jesus en wat hy vir ons gedoen het. Die kerk moet die Here verkondig en niks anders nie. Ek het gedink, as ek nou die fotum kon gedoen het, vanoggend wou ek het anderster gedoen het. Deel van die woorde bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, is om die heeltyd te vra, waarin is ek op die verkeerde pad? Wat moet ek na die Here toe vat en sê, Here, ek is jammer. Here, ek draai om. Here, ek kom terug na U toe. Here, help my. In elke tydsgees van die kerk, van die wêreld, is daar waarskynlik een groot ding wat die
kerk en die mense van die kerk tot bekering moet kom oor. Wat staan in Deuteronomium 6 vers 4? Laurens sal weet, julle behoort te weet. Daar's 'n paar teksverse in die Bybel wat ek dink jy moet ken. Deuteronomium 6 vers 4 is een van hulle. Deuteronomium 6 vers 4 in Hebreë sê, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Direk vertaal in Afrikaans, luister Israel, die Here ons God, die Here een. Dat's net een God. En dis die God van die Bybel. Kan ek dit weer sê, dat's net een God. En dis die God van die Bybel. Nou, het gaan nie nou so lekker werk, so wat het sou gewerk het, as ek daarmee kon begin nie. Maar toe Kobus van Rensburg my vanoggend gevra het, ek moet in julle gemeente kom preek, toe was ek baie bly gewees. Wie is Kobus van Rensburg? Gehond weet jy. Want julle dominee is Laurens Roos. Jy kan nie die Here verwar nie. Die God van die Bybel, die drie-enige God, is die enigste God. So wanneer die kerk of ander mense begin praat op vreemde maniere, dan is dit die verantwoordelikheid van die kerk om te sê, nee, nie so nie. In 2023 was ons by die algemene synode van die NG Kerk gewees, en daar was 'n werkgroepie, die synodale taakspan leer en al aktuele sake, wat 'n verslag voorgelê het, waarin hulle gesê het, ons as Christene kan gesamentlik aanbid met ander gelowe, met moslems of hindoes, of die Baha'i geloof, of wie ook al. En ons kan deur ons teenwoordigheid daar, 'n besonderse daar wees skep. En een man het opgestaan, 'n ou wat op daai stadium deur die kerk verguis is, ou wat op daardie stadium besig was, net uitgekom uit 'n hofsaak, waarin die hof hom onskuldig bevind het aan haatspraak, maar sy medeleiers, sy mededominees het hom aangekla van haatspraak, by die hof. En hierdie man het opgestaan en gesê, hierdie is 'n atoombom wat julle in die kerk wil gooi. Die kerk kan nie aanbid saam met mense van ander gelowe nie, want daar's net een God. En as julle hierdie besluit vandag neem, dan stap ek by daai deur uit om nooit weer terug te kom nie. Die kerk van die Here behoort aan een God, die enigste God. Ek wil ook vir julle sê, dis wonderlik om te sê, sentraal gemeente is 1 jaar oud. En Laurens het verwys daarna dat iemand gevra het, nou as julle nie in Nederduits Gereformeerde Kerk sentraal is, wie is julle dan? Ek wil vir julle vanoggend sê wat my mentor, Johan Tokkie Ernst, vir my gesê het. Hy het gesê, die kerk het nie 'n naam nie. Daar bestaan nie iets soos die Nederduits Gereformeerde Kerk Vaalrivier nie. Want die kerk het nie 'n naam nie. Die kerk se naam is Kerk van God. Die kerk het wel 'n plek. Vaalrivier gemeente is nader aan die Vaalrivier as wat julle is. Sentraal gemeente is min of meer in die middel van die dorp. Great, dis wat julle is. Kerk van God in die middel van die dorp. Niks meer nie, niks minder nie. Op die groot dag van Pinksterdag
kom die Here na sy kerk toe. Die Here het vir sy disippels gesê, julle moet bid, en hulle bid al die laaste 10 dae lank. Hulle weet nie waarvoor hulle heeltemal bid nie, hulle weet nie hoe lank hulle gaan bid nie, maar hulle bid. En op hierdie 10de dag word die Heilige Gees uitgestort. En kan ek gou vir julle sê, ons het 'n probleem in die kerk. Is 'n paar probleme in die kerk. Die een probleem wat ons in die kerk het, is dat ons sukkel om te luister. Ons is nie meer 'n luisterwêreld nie, ons is 'n kykwêreld. So ons sukkel om te luister. Ek het verlede week hierdie gedeelte met my finalejaars behandel, en toe vra ek vir hulle, ek lees die stukkie vir hulle, en direk nadat ek dit vir hulle gelees het, vra ek vir hulle, watter 2 natuurverskynsels het gebeur saam met die uitstorting van die Heilige Gees? En in die klas van 10 kan nie een vir my 1 gee nie. Toe die Heilige Gees uitgestort is, was daar 2 natuurverskynsels by. Die een was vuur, en die ander een was wind. Nou, wat kry jy as jy vuur en wind bymekaar sit? Jy kry 'n onstopbare krag. Jy kry 'n onstopbare krag. Die Heilige Gees het nie gekom om te fluister nie. Die Heilige Gees het gekom om die wêreld aan die brand te steek. Die Heilige Gees het gekom om ons aan die brand te steek. Ons moet aan die brand kom vir Jesus om die wêreld van God te vertel. Die disippels, tot voor hierdie gebeurtenis, was 'n klomp wegkruiper konings gewees. Hulle sluit die deure, gaan nie buitekant toe nie, hulle is bang die Jode gaan hulle ook vang, hulle ook kruisig. Hulle doen niks indrukwekkend nie. Hulle het nie die guts van 'n slak om enigiets te doen nie. En toe die Heilige Gees uitgestort word, toe staan Petrus, die visserman, voor die mense en hy sê, Jesus het wonderwerke gedoen. Jesus is God wat aarde toe gekom het. Jesus is gekruisig vir jou sondes en vir my sondes. Die Here Jesus het gesterf. Ons broer Lukas hier is 'n mediese dokter. Hy die doodsertifikaat uitgereik. Hy's begrawe, die Here Jesus is begrawe deur Nikodemus en sy vriend Josef van Arimatea. Die Jode het wagte aangestel voor sy graf. En op die 3de dag, op Paasondag, het daar 'n engel soos 'n weerligstraal gekom. Die klip weggeskuif. Die Romeinse soldate, hierdie is ouens wat fight vir 'n lewe. Hulle is al deur die ergste oorlog wat jy kan ken. Het soos dooies op die grond gelê, te bang om enigiets te doen. Die engel het op die klip gaan sit en gesê, kom kyk, Jesus is hier nie. Hy het opgestaan. Hy lewe. Julle Galileërs moet dit vir die wêreld gaan vertel. En 12 super eenvoudige mannetjies. Vissermanne, skelmtollenaars,
Ons weet dat ten minste een van die disippels was waarskynlik 'n moordenaar, want Simon die Zeloot, die woord Zeloot beteken terroris. Hulle was in daai tyd bekend as die Sikari, die manne wat met so klein swaard rondloop en agter die Romeine gaan staan om net in die rug in steek. Gewone mense, tollenaars, sondaars, moordenaars, vertel vir die wêreld, Jesus het my lewe verander. En hy kan jou lewe verander. Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Ek weet waarmee ek sukkel. Ek weet wat die goeie is wat ek doen, wat ek nie behoort te doen nie. Die Here is besig om vir my en vir jou te sê, ek kan en ek wil en ek gaan jou lewe verander. Kan ek ook net vir julle sê, die Heilige Gees kom na ons toe om vir ons te wys waar ons sonde is. Maar die Heilige Gees kom ook na ons toe soos vuur om ons skoon te brand van ons sonde, sodat al wat oorbly die goud is wat hy gemaak en geskep het. Ek wil vir julle sê, dit het die Here Jesus 3 jaar gevat om die kerk te begin. Julle is in jaar 1 van 'n keuse vir die Here. Ek wil vir julle sê, hef aan, lê voor. Ek wil vir julle sê, kyk net die banke. Ja, ek weet, daar's nou nie water nie. Maar so wat? Julle moet julle, nie hy nie, julle moet hierdie banke vol preek. Julle moet môre uitgaan en vir mense vertel van die Here Jesus en julle mag nooit ophou nie, want dis wat dit beteken om kerk van die Here Jesus te wees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, dankie vir u liefde. Dankie dat u ons gemaak het uit stof, dat u in moddermannetjies se neuse die asem geblaas het en dat ons nuut geword het, dat ons kon begin lewe. Here, maar ons het weggevlug van u af, altyd, elke oomblik. Here, maar u bly 'n soekende God, wat ons kom haal daar waar ons wegkruip. U het vir Adam in die tuin gekry. U het vir Moses in die woestyn gekry. U het vir Petrus langs die viswaters gekry. U het vir Paulus gekry op die pad Damaskus toe. Here, u het my gekry in Tygerberg Hospitaal. Here, wil u gee dat as u nou aan iemand se hart klop, hulle die deur sal oopmaak. Dankie Here Jesus dat die aarde toe gekom het en die prys betaal het vir ons sondes. Dankie Here dat daar geen sonde is wat so groot is dat u dit nie kan vergewe nie. Dankie Here Jesus dat u opgestaan het uit die dood uit en dat toe u opgestaan het uit die dood uit die grafte in Jerusalem oopgegaan het en baie gelowiges opgestaan het uit die dood uit. En dankie Here dat ons eendag almal sal opstaan uit die dood uit, ons wat in Jesus die Christus glo. Dankie o Heilige Gees dat U ons harte voorberei het sodat die saad in goeie grond kan val. Dankie Here, o Heilige Gees dat U ons nuut maak, dat U ons skoon brand en dat U ons stuur en vir ons die krag gee om te sê, waarlik, Jesus is die Here. Amen.